Goeiemôre, dit is maandagoggend, is die 16de Februarie, jaar 2026. My naam is Dani Gerber en dit is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Vandag praat ons 'n bietjie wie en wat red ons. Nou ons is baie geneig om te dink dat ons werk vir die kerk gaan ons red. Want ek sluit oop, ek sluit toe, ek doen dit, ek gee dit. So my werk vir die kerk sal my red. Wanneer ek vrywillig deelneem aan funksies by die kerk en goedes, dan gaan ek gered word. En wanneer ek fisies deelneem, en ek neem byvoorbeeld voorsangers en musikante en ek is daar en ons lei die liedjies en dan gaan ek gered word. Ek is 'n prediker, ek staan op die kansel, ek bring die woord, dan gaan ek gered word. En elke een het iets waarmee ons besig is by die huis van die Here en dit gaan my red. En ons sit die pot mis, daar is daai gesegde wat ons moet sê, jy die bal heeltemal misgesit, jy die pot misgesit of hoe ook al sê, dat dit gaan my en jou nie in die hemel bring nie. Die woord sê ook vir ons, jou werke gaan jou nie in die hemel bring nie. Nou wie en wat gaan ons red? Sy naam is Jesus Christus. Wanneer ek en jy hom aangeneem het as ons persoonlike saligmaker, ons verlosser, ons redder, ons herder en ons geloof, gehoorsaamheid, al die goedjies loop so hand aan hand, want as ek en jy nie gehoorsaam is nie, het ons nie geloof nie, en as ons nie geloof het nie, dan gaan ons die Here Jesus Christus nie in ons laat leef nie. So hierdie goed is alles loop hand aan hand, maar die boek van Romeine gee dit vir ons baie duidelik. So en ek wil hê julle moet saam met my volg Romeine 3 en ons lees hierso 2 versies, Romeine 3 vers 23 en 24, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So in ander woorde, maak nie saak wat ek vir die kerk probeer doen nie, wat ek vir die pastoor probeer, want ek moet dalk in 'n goeie boekie kom met die pastoor, hy kan nie jou sonde red nie, hy kan nie jou sondes vergewe nie, so ons het Jesus nodig, so die werke loop saam met die geloof, ja en dit is so, wanneer jy jou hart en lewe vir Jesus gee, dan spring ek en jy uit en ons wil net alles doen vir die Here, want die werke is daar, want dit is wat ons nodig het om te doen, maar moenie dink dat die werke jou gaan red nie. Amen. En dan die volgende gedeelte is Romeine 4 vers 7 en 8. Hy sê welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie sondes bedek word. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. So daar's net een wat jou sonde kan wegvat en sy naam is Jesus Christus. So ons moet baie versigtig wees. Romeine 5 vers 1 en 2, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons die vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie genade, waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Halleluja. Romeine 6, hier vanaf verse 1. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons so ook in die nuwe lewe kan wandel. My boetie en sissa, ek en jy kan net deur Jesus Christus gered word. Nie ons werke nie, ek wil dit oor en oor en oor sê, dat jou werke gaan jou nêrens bring nie. Dit is goed om die werke te doen, want dit loop saam met die geloof, maar dit is nie wat jou gaan red nie, en ek en jy moet baie versigtig wees daarmee. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So, dis al wat ons kan red, is Jesus Christus, gehoorsaamheid, ons geloof, hierdie goed loop so hand aan hand, hou vas aan Jesus Christus, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Amen, kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, weer eens net baie dankie vir hierdie maandagoggend.
Dankie, dis is 'n nuwe week, Here. Maar Here, ons baie kere sê ons wil van vandag af 'n nuwe blaadjie omslaan. Here, help ons, laat ons in U sal wandel, laat ons gehoorsaam sal wees, laat ons geloof versterk sal word, en net U kan ons help daarmee. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, begin hierdie week deur uit te gaan, die evangelie te verkondig aan die wat dit nog nie ken nie. Julle moet 'n geseënde maandag hê. God bless.